Goeiemiddag, dis Ina met Resepte vir die Lewe. Ons is besig met Matteus 6 vers 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie was nog altyd vir my 'n moeilike sin gewees. Lei ons nie in versoeking nie. Lei God ons dan nou in versoeking? Gaan kyk ons bietjie na die oorspronklike taal, dan kry ons dat die woord versoeking ook kan vertaal word met toetsing of hard testing, toetse. Trials is 'n ander woord daarvoor. Lees ons dit in die Hebreëus, dan lees ons, lead us not into the hands of massa. Die woordjie wat gebruik word vir versoeking is met ander woorde massa. Die grondwoord beteken to melt, om te smelt, of dissolve, of consume, soos 'n vuur wat iets vernietig, uitbrand, om die kwaliteit daarvan te toets. Die woordjie massa word ook meestal vertaal dan as toets of versoeking. Maar daar's een belangrike plek wat ons ook na moet gaan kyk waar hierdie woordjie massa gebruik is. En dit is in Eksodus 17 vers 7. Dis die plek waar die volk teen God gerebelleer het in die woestyn. En die plek se naam word dan Massa genoem. Met ander woorde, die betekenis daarvan is ook rebellie. Een van die ander betekenisse is to despair in the sense of melting of the heart. En ek dink dis wat hier gebeur het by Eksodus 17 vers 7. Hulle was op 'n plek, die volk, wat hulle despair het. Wat beteken despair? Despair beteken om totaal moedeloos te wees. Jy het geen uitsig nie en jou hart smelt in jou van vrees, want jy het nie rigting nie. En dit veroorsaak baie keer dat ons rebelleer teen God, omdat ons nie verstaan die toetse waardeur hy ons neem nie. Ons kyk so baie keer na 'n toets en dan sal ons sê, die vyand toets ons, of die vyand val ons aan. En verseker val die vyand ons aan. Maar Vader gebruik daardie selfde aanval van die vyand om ons harte te toets, om te kyk of ons waarlik sal staan op die woord. Of ons waarlik aan hom gaan vashou en gaan veg teen die vyand. Met ander woorde, kom ons sê, as ons vir ons Vader vra om ons nie in versoeking te lei nie, om ons nie in hierdie toetse in te lei nie, vra ons eintlik dat hy ons hartsingesteldheid verander. Dat ons anders sal kyk na tye van moeilikheid, daardie trials and temptations wat die Engels van praat. Ons natuurlike mens neig altyd na selfverheffing en selfbevrediging. Ons is so besig met onsself. Dis net altyd ek en self, en dit is afgodsdiens. In Genesis 6 vers 5 lees ons, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het hy dit berou dat hy die mens op aarde gemaak het. Jy sien, sonder Jesus, sonder hy wat ons lewens kom verander het, is al die versinsels wat ons in ons harte bedink, maar eintlik altyd sleg, want ons is altyd besig met onsself. Die Hebreëse woord vir versinsels van die hart is yetser, en daardie boosheid is ra. En in die Nuwe Testament word die ou mens, die ou natuur, word yetser hara genoem. Die bron van hierdie geneigtheid van ons om altyd net onsself te laat geld. En die mense geneigtheid tot boosheid is eintlik hara, die Satan homself, die Hebreëse woord vir Satan. Dis Satan wat ons in hierdie afgoderry van self wil insuig. Want jy sien, sy uiteindelike doel is om God se eer en haar heerskappy en koninkryk in ons lewens te steel, om ons te verblind vir die waarheid van God se liefde en ons te laat wegdraai van ons totale afhanklikheid aan hom. Yeshua het ons geleer om te bid teen hierdie versoeking, om ons eie wil te volg, om ons eie planne te maak.
En hy leer ons dan dat ons bevry sal word van ons bose ingesteldheid. Mag ek en jy vandag elke dag kies om nie aan die Yetzer hara, hierdie ou natuur, hierdie slang natuur van ons, enige plek te gee in ons lewens nie. Mag hy ons keer om nie in die hande van rebellie te val nie. Mag hy ons help om te sien dat wanneer hy ons toets, is dit om ons geloof te versterk, nie om ons moedeloos te maak tot 'n punt wat ons hart smelt nie. Jy sien, as ek en jy in ons eie krag 'n ding probeer doen, dan smelt ons harte van moedeloosheid, van moegheid. Maar as ons ons oë na hom draai in die tye van toetsing, dan kom hy en hy vat ons aan die hand en hy lei ons weg. Want jy sien, as die toets daar is die antwoord altyd daar. Hy sal jou nooit iets gee wat bokant jou krag is nie, want hy is jou krag. My koning, dankie dat U ons toets om ons geloof te versterk. Dankie dat U ons hande vashou as dit voel of ons harte wil smelt. Weerhou ons om vanuit die plek van ons ou natuur op te tree. En help ons om op te tree, om te leef as die nuwe mens wat U ons gemaak het om te wees. Dat ons uit daardie plek van autoriteit oor ons ou natuur sal heers. Amen.